Goeiemiddag, dis Ina met resepte vir die lewe. Ek lees op 'n stadium die skrif in Johannes 21, waar Yeshua vir Petrus sê, voed my skape. En dit het my baie laat dink, want ons weet mos nou, hy moes nou nie regte skape gaan kos gee nie, hy moes hulle nie na 'n weiveld toe vat nie. Hy het gepraat van, hy is die herder, die mense is die skape, en hy stel toe ook sommer daar vir Petrus aan as die skaapwagter. Hy het met ander woorde sy roeping kom verander van visser van mense na 'n herder van skape. Maar hierdie gedeelte het my baie laat dink. Ook ek en jy kry die opdrag, voed my skape. Hoe voed ons sy skape? Ons voed mense, ons voed sy skape met ons woorde. As ek nou wyd kan dink, as my woorde in kos moes verander, hoe sou dit lyk? Hoe sou dit proe? Kan my woorde verander in die heerlikste, gesonde lekkernye, vars gebakte, stomende brood, heuning, vars appels, granate, druiwe, koel melk en suiwer water, granaat wat sommer so oop bars, 'n lemoen wat drup van die sap? Of is die prentjies van my woorde vrot, gemifte gemorskos, waaruit die wurm speel, en hierdie kos maak mense siek? Abba dek vir ons 'n tafel. Ons almal lees daarvan in Psalm 23, en hy nooi ons om te kom aansit. Maar partymal gebruik hy ons, sy kinders, om 'n feesmaal te dek vir sy ander kinders. Kan hy jou mond, jou woorde gebruik om 'n koninklike feesmaal voor te sit vir sy kinders wat moeg en uitgeput is? Of vir die verlore seuns wat honger en dors is, wat nie eers weet daar is 'n feestafel gedek nie. Ons moet besef dat ons woorde krag dra. Ons moet besef dat ons woorde ander mense kan voed met die waarheid, met die lewende water, met die lewende brood. Maar ons moet ook besef dat ek 'n verantwoordelikheid het om my gees te voed met die woord, maar ook my siel. Want elke keer wat ek praat, profeteer ek oor my toekoms. Spreuke 18 vers 20 sê, van die vrug van iemand se mond word sy maag versadig. Hy word versadig van die opbrengs van sy lippe. Ek wil amper sê hierdie is 'n gevaarlike resep skrifgie. Van die vrug van iemand se mond word sy maag versadig. Hy word versadig van die opbrengs van sy lippe. Ons sê so maklik, Vader is my voorsiener. En dan as die moeilikheid kom, dan sê ons, ek weet nie wat ek gaan doen nie, ek weet nie hoe gaan ek dit die einde van die maand maak nie, ek weet nie waar gaan ek dit kry nie, ek weet nie waar gaan ek dat kry nie. Ek kanselleer met ander woorde met my eie mond die voorsiening wat hy vir my in plek gesit het. Van die vrug van iemand se mond word sy maag versadig, of word sy gebede dalk nie beantwoord nie, juis oor hierdie ding dat ons profeteer oor ons toekoms. Spreuke 18:21 sê, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Gebruik jy die mag van lewe met jou tong of die mag van dood? Spreek jy lewe in jou eie situasie, in mense se situasies? Dek jy 'n tafel vir jouself, vir jou gesin, vir die ouens om jou?
met die allerwonderlikste woorde, woordprentjies, of moet jy aansit by 'n karige tafel, omdat jou woordprentjies karig is, gemorskos is. Hoe klink jou woorde, my geliefde? Hoe lyk die prentjies van jou woorde? Is dit vars, lewegewend of gemifte brood? Abba Vader, U vra van ons om woord te spreek, maar veral om lewe te spreek. Ons kan nie verwag van U om te versorg en te voorsien as ons doodspreek oor ons eie situasies nie. Want U eer geloof. U eer dit dat ons in geloof staan, maar veral dat ons geloof praat. Leer ons. Help ons om woordskilderye, woordprentjies te sien van dit wat ons praat. Ons loof U vir 'n wonderlike dag. Ons loof U vir die wonderlike rus waarin ons nou ingaan. U is goed. U berei die tafel voor ons, voor die aangesig van ons vyand. En ons bekers loop oor. Ons kan net sê, dankie, dankie, dankie. U is getrou. Amen.